Baie van julle weet dat toe ek 19 jaar oud was, eintlik 18, nog nie 19 nie, het ek en my pa voor die teologiese skool in Pretoria gestaan, in die ry om my in te skryf om teologie te studeer, tot die tannie agter die toonbank vir my gesê het, en jy meisietjie, wat maak jy hier? En ek vir haar verduidelik, ek kom inskryf vir teologie, en sy vir my sê, o nee, jy kan nie, jy's 'n meisie. En ek en my pa op is na die dekaan toe, en hy sê, baie jammer, ons sal jou nooit legitimeer nie, jy kan 7 jaar swat as jy wil, maar jy gaan niks daarmee kan doen nie. En toe ek nou uiteindelik op 39 my eerste beroep kry, want ek kon toe gaan swat toe ek 35 is, en ek toe na my eerste beroep kry, was dit vir my die wonderlikste wat ooit met my kan gebeur. En een van ons predikante, so sagte, van die gemeente waarin ons was, het ek so klein bietjie hierdie kant te staan. Een van ons predikante sê toe vir my, die sagte stil man, daar's net een ding wat jy kort kom, om 'n predikant te word. En ek sê vir hom, wat is dit? En hy sê vir my, jy kort hierdie boek. En hy gee toe vir my 'n boek met die naam Miracle in Darien. En Miracle in Darien het my hele lewe verander. My totale uitkyk op kerk wees. Dankie Thys. Dit gaan oor hierdie pastoor, eintlik was hy 'n professor, wat toe 'n beroep gekry het. En nie geweet het, hoe gaan hy van akademiese teologie af gemeente toe nie. Hoe maak jy akademiese teologie iets wat die kerk, die liggaam van Jesus Christus transformeer. En toe het hy hom gaan afsonder vir 40 dae iewers in 'n woestyn. Ek weet nie waar in Amerika is woestyne nie, maar hy het een gekry en hy het in daai woestyn het homself gaan afsonder vir 40 dae lank. En in daardie 40 dae het die Here aan hom verskyn. En die Here het vir hom 5 beginsels gegee. Waarvan die heel eerste beginsel was, verstaan wat dit beteken dat Jesus hoof van die kerk is. Verstaan hierdie beginsel. En vanuit daardie beginsel het hy alles wat hy geleer het aan die gemeente oorgedra. Die ander 4 beginsels groei daaruit. Verlede week het Pieter begin om met ons te gesels oor ons is 'n familiekerk. En omdat ons 'n familiekerk is, werk ons deur generasies van ons af na die vorige generasie toe, maar ook van ons af na die volgende generasie en generasies toe om mense aan God te bind. Dit is ons roeping as familiekerk. As jy nou dink aan 'n skildery, en partymal dan hou hulle mos daarvan om die skilderye so met 'n dubbele raam te raam. Dan is die raam wat in die middel is, die dieper raam, hy raak aan die skildery self. En die tweede raam is die groter raam, wat weer daardie raam vashou. En dit is die beginsel wat Pieter verlede week vir ons probeer deurgee het, op 'n manier wat ons moet huis toe vat. Naamlik familiekerk is teen die hart van dit wat kerkwees is, as die skildery die kerk is. Dis die hart van waaruit God werk. En die tweede raam wat dit vashou is gemeenskapskerk. Daaroor sal hy nog baie met ons praat. Maar hierdie familiekerk, hoe lyk hierdie familiekerk se hart? Hoe funksioneer so 'n familiekerk? 'n Familiekerk wat verstaan dat God die hoof van die gemeente is. Nou die interessante is, wanneer jy lees van hoof, waaraan dink jy? Die eerste ding wat by my opkom is skoolhoof. Hy is mos nou die hoof van die skool. Maar dis glad nie wat Paulus probeer sê het toe hy oor die liggaam van Christus gepraat het nie. Hy het gepraat oor kefale.
en kefale is kop. Christus is die kop van die gemeente. So die vertalers het gedink, kop is 'n bietjie plat. Kom ons sê hoof, want hoof is ook kop. Maar dit wil glad nie sê hoof en dan liggaam nie. Dit wil sê kop, liggaam. En wanneer ons dink oor kop, liggaam, hoe funksioneer kop en liggaam? Letterlik niks wat jou liggaam doen, het van jou toon afgekom nie. Alles wat jou liggaam doen, het van jou kop afgekom, van jou verstand afgekom. So die verstand rig die hele liggaam. En as ons nou dink oor die eenheid van die liggaam, en hoe die liggaam opereer en funksioneer, en daar's nou hierdie verskillende ledemate, dan wil die kop hê dat die oog sien. So daar is sekere ledemate in hierdie gemeente wat oog is. Hulle kan sien wat God wys. En as jy kan sien wat God wys, is dit jou opdrag, jou roeping, om vir die gemeente te skilder wat jy gesien het. Want 90% van die gemeente is nie oog nie, of dalk meer. Hulle kan nie sien nie. Hulle kan nie sien wat die Here wys nie. Nie omdat hulle ver van hom af is nie, maar oor hulle nie oog is nie. Laat daai toon van jou net probeer kyk, hy kan nie. En ander is oor. En hulle kan hoor wat die Here sê. Ons dink baie keer profeties oor, want jy hoor wat ander mense nie hoor nie. Jy hoor in die gees. Jy hoor wat God in die hemelse dimensie sê en jy dra dit oor. As jy nie sê wat die Here vir jou gesê het nie, hoe sal ons weet? Ons sal dalk heeltemal in die verkeerde rigting beweeg. Want wanneer die oor oordra wat die kop gesê het, kan die liggaam homself rig, want nou is daar arms en hande, hulle moet gaan doen wat die Here gewys het. En daar's voete en bene, hulle moet gaan waar die Here geroep het. So moet die liggaam in eenheid funksioneer om die opdragte van die kop deur te gee. Want dit bring ons nou uiteindelik by vandag se tema. In Johannes hoofstuk 17 bid Jesus sy heel laaste gebed in die openbaar voor sy disippels. En die interessante van hierdie gebed is Jesus vra nie vir groter sukses vir die kerk nie. Hy vra nie dat God op 'n magtiger wyse homself moet openbaar as wat hy tot nou toe gedoen het nie. Hy vra vir een enkele ding, nie een keer nie, 3 keer. Hy vra vir eenheid onder sy disippels. Eenheid in die liggaam van Christus. Kom ons kyk wat staan in Johannes hoofstuk 17 vers 11b. Heilige Vader, bewaar hulle op grond van u naam, wat u aan my gegee het, sodat hulle soos ons een kan wees. Johannes 17:21. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u Vader in 'n hegte verhouding met my en ek met u is, dat hulle ook in 'n hegte verhouding met ons mag leef, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En Johannes 17:22. Ek het die heerlikheid wat u aan my gegee het, ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. So die maatstaf wat God vir die kerk van
deur Jesus vir die liggaam van Christus gee, is dat ons moet soos hy, Jesus en die Vader een is. Met hulle een wees. En dan sal ons onder mekaar een wees. Nou daardie eenheid is nou meer as om te sê ek is vervul met die Heilige Gees, of ek het Jesus aangeneem as my saligmaker en my verlosser. Dit is 'n dieper wandel met God. 'n eenheid wat verby woorde strek. Dis nie net van ons is een nie. Die Vader en die Seun is een van hart, een van gedagte, een van daad. Hulle praat dieselfde, hulle dink dieselfde, hulle doen dieselfde. Hart, verstand en hand is in eenheid. Daar's geen oneenheid tussen die drie nie. En Johannes lei ons om te verstaan hoe mens daarby uitkom. Hy sê nie net vir ons, okay julle, maak nou so nie. Hy gee vir ons baie mooi riglyne. En hierdie riglyne kom almal in Johannes voor. Johannes 5 vers 19. Hier sê Johannes vir ons, hoe het Jesus gedoen? Voorwaar, ek sê vir julle, en dis Jesus self wat elke keer aan die woord is, die Seun kan niks uit homself doen nie, behalwe wat hy die Vader sien doen. Nou verstaan jy hoekom het ons, hulle wat sien, se prentjie hoor? Hoekom het hulle dit met ons deel? Niks uit homself doen nie, behalwe hy wat die Vader sien doen, want alles wat hy doen, dit doen die Seun ook net so. So dis nou daai aartjie na sy vaartjie, wat die kind nou so in sy pa se voetspore loop en dieselfde houdingkie aanleer. Dis wat hy vir ons vra. Doen wat Jesus sou doen. 5:30. Jesus luister na God se woorde en dan oordeel hy volgens God se wil. Ek kan uit myself niks doen nie. Soos ek hoor, oordeel ek. My oordeel is regverdig omdat ek nie my eie wil soek nie, maar die wil van my Vader wat my gestuur het. Jesus weer eens net die wil van die Vader. Johannes 6:38. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my eie wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Johannes 7:16. My leer is nie myne nie, maar van hom wat my gestuur het. Johannes 8:28-29. Soos die Vader leer, spreek en doen Jesus. Ek doen niks uit myself nie, maar net soos my Vader my geleer het, spreek ek hierdie dinge. En hy wat my gestuur het is met my, want ek doen altyd wat hom behaag. Johannes 8:42. Ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur. Johannes 12:49-50. Want ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het my 'n gebod gegee wat ek moet sê en wat ek moet spreek. Johannes 4:10. Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. En dan staan 3 resultate wat ook hier in Johannes voorkom. Johannes 17:4. Ek het op die aarde, u op die aarde verheerlik deur die werk te voltooi wat u aan my gegee het. Johannes 17:7. Want die woorde wat u my gegee het, het ek net so aan hulle oorgedra. In Johannes 17:14, ek het u boodskap aan hulle oorgedra. Nie net die woorde nie, die volle boodskap en die werk gedoen. Nou kyk, dis alles baie mooi. Maar hoe op aarde praktiseer 'n gemeente dit? Hoe praktiseer 'n gemeente 'n klomp verskillende disippels met verskillende agtergronde, met 'n verskillende verstaan van hoe God werk en praat?
met uiteenlopende opinies oor bepaalde skrifgedeeltes. Hoe funksioneer hulle dat dit moontlik is om dit reg te kry? Paulus het 'n soortgelyke boodskap gegee in Efesiërs 4 vers 3. Hy het gesê, lê julle daarop toe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Wie skep die eenheid? Die Gees. Die eenheid van die Gees, die Gees skep die eenheid. So ons skep nie die eenheid nie. Wat moet ons doen? Ons moet die eenheid met die Gees bewaar. So dis in daardie nou verhouding met Heilige Gees dat ons dit reg kry. Want ons is almal uiteenlopend en almal verskillend. En hoekom? Hoekom? Want God wou dit so gehaat het. Want anders was ons een massiewe oog. Imagine hoe sou ons gelyk het. Ons sou net kon sien en nêrens heen gaan nie. Om daarby uit te kom, vra van ons 'n baie pertinente en 'n baie duidelike keuse. Dit was die eerste ding wat ek in Miracle in Darien geleer het. Is dat die gemeente kan letterlik niks doen sonder om God te vra nie. Ons kan nie 'n enkele tree loop sonder om vir die Here te vra, hoe wil hy dit doen nie? En wat wil hy presies doen nie? En is dit 'n job? Om vir mense wat gewoond was om hulle verstand te gebruik en besluite te neem om hulle dien ooreenkomstig te rig. Ek het al van tevore vir julle vertel. Toe ek in die gemeente gekom het, was die gemeente mos bankrot en daar was nie meer 'n klankstelsel nie. En die dominee moes die speakers en die mikrofoon wat aan hom behoort het, toe hy nou weggaan. Toe die gemeente bankrot verklaar is, het hy weggegaan. En ek het mos die beroep gekry, omdat ek 'n vrou is. Toe tel dit in my guns. Want toe sê die hoofouderling vir my, hulle het vir my die beroep gegee oor ek 'n vrou is, want ek ten minste 'n man wat vir my kan sorg, hulle hoef nie vir my te sorg. Maar ek het dit toe nou nie vooraf geweet nie, so. En toe staan nou ook nie 'n klankstelsel nie, en julle weet, ek kan 'n sekere hoeveelheid volume produseer, maar. So die eerste 3 maande het ek geskree, dat die mense my kan hoor. Dit was sleg. En toe begin ons hierdie beginsel op daardie eenvoudige feit toepas. Gert en Dorrit het ons nou net van dit vertel. Hulle presies dieselfde gedoen met hulle SARS-aangeleenthede. Ons gaan sit voor die Here en ons sê vir hom, Here, ons het nie 'n klankstelsel nie. Here, ons het nie 'n klankstelsel. Ons vra nie eers vir geld nie. Ons vra nie eers vir 'n tipe klankstelsel nie. Net Here, ons het nie 'n klankstelsel nie. En in die proses leer ons 'n paar belangrike beginsels. 1. Jou vooropgestelde idees bots baie keer met God se wil. So wat moet jy met hulle maak? Bely hulle. En ons leer om nie dit te verswyg nie. Ons leer om onder mekaar te sit bidend. Ons begin om heeltemal op te hou om te praat oor goed. Heeltemal op te hou om te praat oor goed. Ons vergaderings bestaan uit geen gesprek meer nie, is net een gebed. Ons kom na die tafel toe en ons sê, dit is op die tafel. Ons het nie 'n klankstelsel nie. En dan begin ons, Here, ons wil ons vooropgestelde idees voor U kom neerlê. Die eerste ou sê, Here, ons het nie geld nie. Ek bely dit voor U, dat dit my verlang. Ek kan nie dink as ek nie geld het. Die tweede ou sê, Here, ek het sekere goed in gedagte wat ek dink as ek dink oor klankstelsels. Dit sal dan lekker wees as wat jy by Els kan kry. Toe was dit nou soort van die beste. Maar ek lê dit voor U neer, U wil, Here. En so gaan ons deur die hele groepering
van mense wat betrokke is by klank. Al ons vooropgestelde idees, al ons voorveronderstellings, en toe sê die Heilige Gees vir ons, nou moet julle julle vrese bely. Bely julle vrese. My eerste vrees was die skade op my stembande. Ek kan vandag glad nie noot hou nie, want ek kan omtrent net op 2 note sing. My stembande het baie seer gekry. En so gaan ons aan, ons bely ons vrese voor die Here. Jy het ook vrese rondom jou finansies, of jou situasie, of jou belewenis van goed. Ons lê daai vrese openlik voor mekaar neer. Bely julle skuld voor mekaar, sodat God julle kan vergewe en verlos. En toe heel laaste, Here, nou gee ons begeerte, ons behoefte aan 'n klankstelsel aan U oor. 3 maande later stap ek een Sondagoggend in die kerk in. Die JBL speakers sit teen die muur. Die klankstelsel met al sy ins en outs, 36 kanale staan daarvoor. My mikrofoon, tops. Die mikrofone vir die aanbidding, almal in plek. Ek vra, waar kom dit vandaan? Hulle sê dit was 'n verrassing. Die persoon wat dit gegee het, wou nie gehad het, iemand moet weet nie. Ek het vir hom opgesluit, sê die koster. Die Here die beste voorsien. Dit was vir ons so inspirasie, dat ons nooit ooit weer probeer het om self te probeer. Letterlik elke ding. Vir die res van die 5 jaar wat ek in daardie gemeente bedien het, het ons 3-4 vergaderings per jaar gehou, elke kwartaal 1, en elke vergadering was net gebed. Om die behoefte voor die Here neer te lê, ons voorveronderstellings neer te sit, ons vrese te bely, en God toe te laat, om te doen soos hy wil. Soos hy wil. Daar's 'n baie spesiale gom, verduidelik Johannes, wat Jesus voor gebid het, wat nodig is vir 'n gemeente, om so in eenheid te opereer. Vir 'n familiekerk, maar dit geld nie net vir 'n familiekerk nie. Dit geld vir elke familie. Elke gesin het nodig om so in eenheid te opereer. En elke gesin het nodig om hierdie gom te hê, om hulle aan mekaar vas te plak. En dit is Jesus se gebed in Johannes hoofstuk 17 vers 26. Ek het aan hulle U naam bekend gemaak, sodat die liefde waarmee U my liefgehad het, in hulle kan wees. Die gom is daardie diep liefde tussen die Vader en die Seun, wat nou in ons gevorm word, wanneer ons kies om so in eenheid te opereer. As ons die heeltyd vir alles, letterlik alles, net vir God vra, en nie besluit hoe iets moet werk nie, en volkome op hom vertrou, letterlik elke ding, dan begin daar in ons 'n liefde tussen ons en die Vader en Jesus vorm, wat die soort gelyk is aan die liefde wat hulle twee onder mekaar het. Want hierdie eenheid waarvoor Jesus vra, word nie deur strukture gebou nie. Dit word deur liefde gebou. Want jy sien, waar liefde ontbreek, begin mense mekaar wantrou. En dan word ons verskille, want die oog sien iets en die res sien dit nie. Ons verskille veroorsaak dan dat ons bedreig raak deur mekaar. Maar waar die liefde regeer, word hierdie verskillende verklaring van wat God aan die doen is, uiteenlopende gawes. En ons moet dit kan interpreteer binne die groter eenheid van die liggaam. Want liefde het die vermoë om te verstaan, omdat liefde luister. Liefde vergewe waar nodig is, want partymal weet mense nie om te praat nie, al kom hulle hart of verkeerd oor. Luister.
Hulle verstaan net nie om dit te sê nie. Luister. Eer ander. Ons moet mekaar eer. En ons moet begryp dat in die gemeente, in die liggaam, in jou gesin, is daar nie 'n lid wat belangriker is in God se oë as ander lede nie. So kry ons byvoorbeeld toe nou groot geleenthede. Kleinste gemeente en finansiëel die armste mense, almal blou boortjies, maar die grootste geleenthede in die stad. En hier kom 'n klomp Amerikaners, sterk manne. Hulle bring hulle getuienis deur hulle krag te wys. Is almal kragwese, kan gewigte optel wat jou verstand te bowe gaan en goed breek wat jy nie kan dink kan gebreek word nie, maar hulle is almal gered en dan vertel hulle uit hulle geskiedenis, hoe hulle was en hoe hulle verslaaf was aan al hierdie goed wat hulle so sterk gemaak het en hoe hulle nou vir die Here werk. En dan, jy bereik 'n klomp mense wat jy andersins glad nie bereik nie. En hulle kom vra vir ons, sal ons hulle gasheer gemeente wees. En ek vra vir hulle nou, hoekom kom julle na ons toe? Want ek bedoel, ons gemeente is nou nie die ryk gemeente daarbo in die noorde nie. Hoekom kom julle na ons toe? Nee, maar die Here het gesê om na ons toe kom. Nou het ons weer noodkerkraadsvergadering en nou bid ons. En ons lê al ons voorveronderstellings en ons vrese voor die Here neer. Ons het nie die geld om hierdie ouens te host nie. Hulle wil nie in ons kerk wees nie. Ons kerk kan net 350 lidmate sit. Hulle wil 1000 aand kan trek. Hulle wil so 'n klankstelsel hê en hulle wil dit hê en dat hê en ons moet al dis baie geld. Hulle betaal niks. Hulle daag net op. Jy moet alles betaal. En dan kan jy elke aand 'n kollekte vra en dan moet jy so jou onkoste dek. Ons gaan dwars deur ons groep. Ons is op daai stadium 16 bedienings in die gemeente en elke bediening het 'n bedieningsleier. Hulle dien almal op die kerkraad. En een ou in ons gemeente, toe ons op die einde moet vra vir God se wil, o ja, ek het 'n belangrike stap gemis. Die laaste faset hiervan is dat het almal vrede dat ons die Here nou hiermee vertrou. En toe ons by daai punt kom, toe steek Alec sy hand op. En Alec was die patrollie, skoolpatrollie organiseerder. Dit was sy job. Hy het geen ander werk gehad nie. 'n eenvoudige man. Geen opleiding, maar diep lief vir die Here. En Alex sê, ek het nie vrede nie. 15 het vrede. Dis daarom 'n wonderlike geleentheid wat die Here hier vir ons gee. Dink nou net, hoeveel siele gaan kom. En ons het vir al die gemeentes in die dorp gesê, hulle moet hulle evangelisasie materiaal reg kry, want ons gaan dit uitdeel sodat mense kan kies na watter gemeente toe wil hulle gaan na die tyd. So ons harte is oop om die hele dorp te sien. En elk het nie vrede nie. En raai wat doen ons? Ons overrule Alec. En raai wat doen die Here? Hy seën daardie week. Duisende kom in elke aand is die saal gepak. Baie mense kom tot bekering. En die kragmanne gaan weg en ons sit met R350, R1000 skuld. Na die tyd. Ek het nie vrede gehad nie. En ons het hom overrule. Die Here het gewaarsku. Ons het nie geluister nie. So wanneer jy so in gesinsverband in eenheid bid oor 'n saak, maak seker dat almal vrede het. En dis die belangrike van ook familiekerk wees. As daar een ou is wat nie vrede het nie,
wag. Wag op die Here, totdat almal in eenheid kan beweeg. Want waarskynlik was daar 'n fyn, kan ek die Engelse woord, tuning gebruik, wat nodig was. Iets wat ons moes doen. En omdat ons vir Alec overrule het ons nie anders soek nie. En ander vra nie. En ons het nie mooi gehoor nie. En ons het nie alles gesien nie. So 'n familie en 'n familiekerk verstaan hierdie beginsels. Van as Jesus die kefale is, die kop, dan sit jy jou vooronderstellings, jou opinies voor die Here neer, jy bely dit vir wat dit is. Jy bely jou vrese. Dan sit jy jou behoefte voor die Here neer. En net wanneer die eenheidsband van vrede, want dis wat ons nou net geleer het in Efesiërs 4 vers 3. Die Gees skep eenheid en julle moet dit bewaar deur vrede. Wanneer daai eenheidsband met God, met die Gees, tot vrede lei, yes, gaan aan. Anders, halt, wag. En nou Alec was die een wat vir die kinders gewys het, wag. En ons het nie gewag nie. Wanneer daar liefde in die gemeente is, het dit 'n duidelike karakter. Dit het krag. Liefde beweeg deur 'n vertrek. Jy weet wanneer dit beweeg. Toe julle vanoggend bedien en ons kom by daardie lied van Jesus, wees ons genadig. Toe kom die salwing van God so oor die hele gebou. Dit nooit weer opgetel nie. Salwing het net al gaande verdiep. Ek wag altyd vir die salwing. Want dit is die salwing van God wat ons jukke breek. Wat ons vry maak. En daai salwing kom wanneer ons in eenheid al dieper oorgee. Al dieper oorgee, totdat God oorvat. En wanneer 'n gemeente of 'n familie so in eenheid opereer, dan is die vraag nie, hoe goed het ek bedoel wat ek nou net gesê of gedoen het nie. Die vraag is, het my optrede iemand anders geseën? Het dit iemand gebou? Het dit iemand geëer? Het dit die persoon versterk? Want dis die doel van die liefde. Maak my optrede vir Christus sigbaar. Want die Bybel vra nie dat ons liefde soos 'n sagte godsdienstige beweging moet opvoer nie. Dis nie hierdie wishy-washy ding nie. Die Bybel vra ons moet vir Jesus gestalte gee in ons optrede. Jesus moet vorm aanneem in die manier hoe ons kies, hoe ons praat, hoe ons optree. Want daar's 'n fondasie, 'n belangrike fondasie vir hierdie eenheid. Ek gaan nou net eers weer Johannes 17:20 tot 21 lees, want dis is ons kernvers. Jesus sê hier, ek bid nie net vir hulle nie, hy bedoel sy disippels, maar ook vir die wat op grond van hulle boodskap nog aan my sal glo. Dis nou ons. Ek bid dat hulle almal een mag wees. Hoe een? Net soos u Vader in 'n hegte verhouding met my en ek met u is. Dat hulle ook in 'n hegte verhouding met ons mag leef, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Waaraan sien die wêreld dat Jesus in ons leef? Aan ons eenheid met God en met mekaar. Dit is evangelie sonder woorde. Daarin kan mense sien, wow, hierdie ouens, hulle is anderster. Hulle het verskillende opinies oor goed, hulle het verskillende agtergronde, hulle het verskillende persoonlikhede, maar hulle beweeg saam met die Here. Hy's in hulle midde. En hierdie eenheid
is op die laaste en baie belangrike begronding gebaseer. Johannes 17:17. Heilig hulle deur u waarheid. U woord is die waarheid. So dit is nie so sommer maar net 'n liefde wat so net huisgenootdrag is, dat hy praat so mooierig oor goeders nie. Dis 'n gemeente wat geleer het om in haar veelsidigheid in eenheid te funksioneer, omdat sy staan op die woord. Deur die wyse waarop ons as gemeente funksioneer, gaan die wêreld vir Jesus in ons midde sien, wanneer ons woord leef, wanneer ons woord praat, wanneer ons woord doen. So kom ons bid vir hierdie eenheid, dat God ons waaragtig familiekerk sal maak, wat so in eenheid funksioneer. So, om dit net op te som, Heilige Gees vorm die eenheid met hom, sodat ons een onder mekaar kan wees, te midde van ons uiteenlopende persoonlikhede, agtergronde en opinies. Hy lei ons om net op Christus en God se wil te fokus. Liefde is die gom wat ons aan mekaar bind, maar nie enige liefde nie. Dieselfde liefde wat God en Jesus vir mekaar het. En waarheid, God se woord, is die fondasie waarop daardie eenheid groei. Kom ons bid. Vader, baie dankie dat ons deur Jesus Christus ons verlosser een familie geword het. Ons vra vergifnis, Here, waar ons in die verlede op grond van ons opinies, ons vaste oortuigings, verdeeldheid veroorsaak het. Ons vra, Here, vul ons met u liefde, u liefde. Die liefde wat daar tussen u Vader en Seun bestaan. Sodat ons mekaar en bo alles vir u sal eer en dien. Mekaar sal dra. Sodat u in ons midde hierdie eenheid kan vorm, wat sal wys dat Jesus tussen ons beweeg. Dat Jesus hier leef. Bewaar ons in u waarheid. En laat ons lewens saam gestalte gee aan ons eenheid met u. Ons eenheid met u wil en met u plan. Ons gee volkome aan u oor. Amen.